Ek gaan vandag so vinnig vir julle ietsie vertel van die roeping wat ek persoonlik ervaar het, wat my gelei het tot op die uiteindelike besluit waar ek 'n predikant geword het. So ek het groot geword in 'n klein skool, ons het maar baie rondgetrek, finansiëel gesukkel. En dit was altyd 'n groot uitdaging vir my gesin gewees. Alhoewel ons finansiëel gesukkel het, moet ek ook net bysê, daar was altyd genoeg liefde en ondersteuning gewees. Maar die lewe was maar so 'n bietjie van 'n uitdaging. As mense my vra waar ek vandaan kom, dan sê ek altyd vir hulle, okay, wel, hoeveel tyd het jy? En was in 'n klein skooltjie gewees en rugby was maar altyd vir my soos my alles gewees. Of nie regtig nie, ek was nogal so 'n besige kind gewees. Deelgeneem aan alles, klomp goeters gedoen, vanaf skateboardry tot amper elke sport wat daar was, kultuur, baie lief daar ook gewees. Maar ek het rugby half gesien as my ticket uit. Ek het 'n talent daarvoor gehad, ek het dit uitgeleef en ek het dit baie geniet. En ek dink in daai jonger vorming daar vir my was die roeping reeds daar gewees, maar ek het nie regtig daarna geluister nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek dink dit was in my graad 11 jaar met die belydenisjaar. Toe het ek ook so half gevoel dat ek moet die Here meer van 'n prioriteit maak. Ek onthou toe sê ek nog so, ek gaan elke aand Bybel lees en ek gaan elke aand bid, en toe sê ek, Jesus, maar dan gaan ek uitmis op die parties, dan gaan ek uitmis op die kuiers. En ek onthou dit nogals vir my 'n groot ding was, maar belydenis van geloof gedoen, en so toe kom die roeping uiteindelik na die Sharks Akademie toe, om bietjie daar te gaan rugby speel. En ek het natuurlik daai geleentheid met albei hande aangegryp, en ek is daartoe, en wat vir ons voorgelê het in Durban, dink ek, as ek nou terugkyk vandag, is seker van die moeilikste jare vir ons as gesin. Dit is waar ons, soos die Engels sou sê, rock bottom getref het. Soos wat ek gefokus het op die rugby, het dinge nooit lekker uitgewerk nie, en baie geleenthede wat nie gedoen kon word nie. Ek onthou in my laaste jaar wat ek daarso was, toe die woord weer hard en klop, jy weet, weer eens, soos wat dit seker met enigiemand doen, as jy deur 'n moeilike tyd gaan of as jy bietjie sukkel. Ook weer meer tyd in die woord spandeer, meer begin bid en so. Uiteindelik toe eindig ek op in Potchefstroom. Toe gaan ek nou weer terug na die wêreld van waar af ek kom. Ook verder vir die rugby, en ek het daar maar aangegaan. Ek het by die Sharks 'n B-kom rigting geswat, en toe by die Potch het ek verder gegaan met my B-kom. Ek onthou daai jaar toe ek Potch toe is, dit was so in die helfte van die jaar gewees. Toe sê ek vir myself, luister, die rugby ding is nie besig om vir my uit te werk nie. Toe sê ek vir myself, as ek nie in hierdie volgende 6 maande of so my break kry nie, dan dink ek is tyd vir my om my tokse op te hang. So gaan ek aan en ek speel maar my rugby, en die seisoen kom nader aan 'n einde, die jaar kom nader aan 'n einde, en gebeur daar iets baie tragies in my lewe daarso. My beste vriend is oorlede in 'n motorongeluk, en ek onthou dit het my as 'n persoon geruk. Dit was vir my baie dramaties geweest, en dit het my baie lank gevat om oor dit te kom. Nee, so 'n maand of 2 na daai gebeure, toe gaan ek vir 'n naweek terug Wolmaranstad toe. Ek het vir my meisie gaan kuier van daai tyd. En daai naweek wat ek daar was toevallig toe ook die naweek wat haar 2 boeties op hulle belydeniskamp gaan. En haar pa gaan toe saam, ek dink hy was 'n ouderling in die kerk, en ek sê toe wel, kom, ek gaan ook saam. Maar ek onthou, ek dink dit was in die 2de aand gewees, daai Saterdag aand, toe die dominee al die kinders gevat, en ons het daar langs 'n dam gaan lê, en toe kyk ons nou vir die sterre, en toe sê die dominee, okay, vra my enige vraag. Ek weet nie wie jy is nie. Soos ek vir die sterre kyk, toe dink ek vir die eerste keer in my lewe, wow, dit kan eintlik so cool wees om 'n dominee te wees, om so invloed op die kinders se lewens te hê, om hulle so te kan help en in 'n rigting te kan stuur. En ek onthou, toe dink ek ook by myself, ek wonder, as ek en my vriend, as ons dalk so deelgeneem het, ons dalk so die dominee vrae gevra het en na hom toe gegaan het, of dit kon sy lewe dalk anders uitgedraai het, kon daai scenario anders uitgedraai het. Ek weet, hy het ook 'n moeilike lewe gehad, en 'n paar verkeerde besluite geneem en so aan. Die kamp is toe verby, lewe gaan aan, ek dink nie ek sommer weer daaraan gedink nie, en toe sit so aan die einde van die seisoen, en ek was gereed toe om my tokse op te hang, dat niks wonderliks daar so met die rugby gebeur nie, en ek onthou, ek het met my meisie daai tyd daaroor gepraat, en met my ouers en alles, en sê ek vir hulle, ek dink nie dis dit nie, ek dink die rugby is waar ek veronderstel is om te wees nie. So kry ek 'n uitnodiging net voor daai Desember maand. Toe word ek uitgenooi vir die SA studentproewe, maar dit kom van Tuks af, en die proewe en alles is by Tuks, en dit was vir my baie vreemd geweest, maar mense vra nie te veel vrae nie, en ek begin maar oefen reg deur die hele Desember, maak gereed vir daai Januarie vir die proewe. Dit was, ek dink, fiksheid en vaardighede toetse aanvanklik, en ek gaan toe deur, ek bly by vriende, ek speel ek doen die toetse toe, en ek kom in, ek's in die groep, ek dink hulle het 80 ouens gekies,
En toe staan nog 2 proewe wat daarna volg. Toe bly ek sommer by my tannie hierso in Pretoria. En ek hou aan oefen en ek werk en ek doen die proewe en daai tyd wat ek by my tannie gebly het, so amazing soos wat dit is, sy was bietjie van 'n charismaat gewees. En nou vir 'n ouetjie wat uit 'n plattelandse dorpie uitkom waar daar 'n hervormde en 'n NG Kerk is en ek dink dalk 'n gereformeerde kerk, was dit vir my baie vreemd geweest, die stories wat sy vertel het en hoe sy haar geloof uitgeleef het. En ek onthou dit was vir my baie interessant en ek was mal daaroor geweest. So ons het amper elke aand vir daai volgende 2 of 3 weke het ons oor iets van geloof gepraat. En sy het al hierdie cool Christelike movies gehad en dan kyk ons elke aand 'n movie en so het dit half hier in my begin bou en begin broei en dit was baie lekker geweest, maar weer eens al my fokus was maar op die rugby geweest. So gebeur dit 3 weke in, ek kom deur die laaste proewe en ek kry die woord toe dat ek is in die oefengroep en toe kom die coach na my toe en hy sê vir my, luister, jy het dit gemaak, jy's in die groep, maar ons gaan nou oefen 2 keer 'n week en dan meeste naweke vir die volgende 5 tot 6 maande. En ek onthou my hart het so 'n bietjie gebreek, want toe sê ek vir hom, coach, ek het nie 'n kar nie. Ek het ook nie die fondse 2 keer 'n week, 3 keer 'n week vanaf Potch Tuks toe te kom net vir oefeninge nie. Ek dink nie ek het daai opsie nie. En toe sê hy vir my, wel ek dink dan moet jy maar Tuks toe kom. Ek gaan toe huis toe praat met my ouers en dit was 'n groot oomblik in my lewe gewees en ek maak toe daai besluit. Ek begin in die proses om alles oor te skuif van Potch of Tuks toe en dit was nie 'n moeilik of dit was nie 'n maklike proses gewees nie, want ons is al 3 weke in Januarie in. Sluitingsdatums of keringsdatums is nou al toe gewees. Ek onthou ek het vir my tannie ook gesê, hoorie, hoe gaan ons dit nou doen? En sy sê vir my, seun, as die Here se wil is, sal dit uitwerk. Ek hoor tannie, en ons het hierdie lekker geloofsgesprekke elke aand, maar jy weet, ek dink nie dit werk so nie. Daar's goed wat nou in plek moet val en so en ek onthou die eerste dag ek gaan toe Tuks toe, sy laai my daar af. Ek ken nie die kampus nie, ek ken niks daar nie. Kom nie reg nie, ek die meerderheid van die dag maar verdwaal. En ek onthou ek daai eerste dag het ek Hatfield plat gestap, want nou moet ek verblyf soek. So ek stap reg deur die hele Hatfield op soek na 'n komine of 'n woonstel of iewers selfs 'n koshuis waar ek moontlik kan inkom, maar kom nêrens reg nie. En ek onthou ek gaan die aand huis toe, sommer so op die Goudtrein het sy my gesit. Dit was nogal cool, my eerste Goudtrein trip gewees. En ek onthou op die trein sit ek daar so en ek bid so, want nou ry ons verby die Groenkloof kampus, so daar by die rugbyveld, dis waar ons geoefen het ook. Ek onthou op die trein te bid ek en toe sê ek ook wel, Here, as hierdie is wat moet gebeur, dan gaan ek hulp kort. Ek gaan nou aan huis toe en ek het my tannie gesels weer en alles en volgende dag doen ons dit weer. Sy laai my af. Ek stap toe, ek weet daarom waar is die fakulteit en ek begin weer en ek praat met mense en ek kyk waar kan ek regkom, maar nêrens kon hulle vir my 'n spot oop kry nie. Ek onthou ek begin toe 'n bietjie negatief raak. Ek loop ook weer rond, gaan soek ander blyplek. Die aand oefen ons weer en ek ontmoet daarom 1 of 2 nice mense. Ek ken niemand nie. Ek kom van Potch se wêreld af. Ek was nooit mal oor Pretoria gewees of die idee van Pretoria nie. En ek onthou ek gaan ook toe weer huis toe die aand en ek's negatief en ek dink ook weer, Jesus Here, dit het gelyk asof alles hiernatoe point en nou sukkel dit so. Ek gaan regtig hulp kort. Praat weer met my tannie daai aand, bel my ouers alles en toe die volgende oggend gaan weer terug kampus toe. En ek stap, maar ek kom nêrens reg nie. En ek is half so op die punt waar ek wil moed opgee. En ek onthou ek stap en ek sit op 'n bankie, maar ek's negatief. En ek steek vir my sigaret aan en ek sit daar so ek nog rook daai tyd en terwyl ek besig is om te rook, bid ek en ek sê, okay Here, dit gelyk asof alles my hiernatoe point, maar hoekom is dit so moeilik? Hoekom voel dit vir my oral waar ek gaan loop ek in hierdie muur vas? Ek voel dan nie dit is waar ek veronderstel is om te wees nie. So as dit is waar U my wil hê, dan gaan ek hulp kort, asseblief, wys my. En ek het klaar gerook en ek staan op en ek sien toe hierdie gebou hier so aan my regterkant, 'n mooi gebou, mooi tuin en alles en ek stap so daar verby en hier kom hierdie vriendelikste ou tannie uit en sy glimlag so vir my en ek glimlag terug en ek groet hom en sy groet my terug en sy vra my toe, kan ek help? En sonder om my frustrasies en irritasie met haar te deel, kyk ek op na die gebou en ek sê vir haar, tannie, wat is teologie? En sy sê vir my, dis om 'n dominee te word, seun. En ek onthou op daai oomblik, toe sit net asof alles sin maak, asof alles geklik het. En ek het hoendervleis gekry en ek onthou ek vra vir die tannie, nou waar begin ons? En sy het my ingevat en ek dink binne daai uur, toe ek ingeskryf in teologie, toe ek goedgekeur vir my beurslening, toe alles daar in plek. Ek begin oor 'n week begin ek teologie swat. Want dit was klaar te laat vir die inlywing of wat ook al hulle dit genoem het. Ek onthou nog, ek moes 'n getuigskrif gekry het van my predikant af. Dit was een van die prerequisites om in te skryf en ek kon nie my dominee van Wolmaranstad in die hande kry nie, want
dis al 4 jaar later, ek het hom nooit weer gesien nie en ek is 'n student, ek het nie sy nommer nie. Maar gelukkig het ek nog een van my vriende van skool af sy nommer en ek vra hom toe wat sy dominee se nommer, want klein dorpie mos maar, so almal het op mekaar se kampe gegaan en dit, en toe weet ek, daai dominee ken my ook daarom goed. Ek was bietjie bang oor wat hy alles sal vertel, want ons was ook nie die soetste kinders op die kampe nie. Maar ek bel hom toe en ek vertel hom die storie en hy sê toe ja, hy was heeltemal aan boord gewees, skryf hy die getuigskrif en hy stuur dit in en daar's ek ingeskryf vir teologie. Die amazing ding van dit is, believe it or not, maar van die fakulteit af toe stap ek na die volgende plek toe, wat ek nou na moes gaan kyk. En ja, daai plek was toe die eerste plek waar ek gebly het ook as 'n student. En dit is al hoe my hele roeping daar by mekaar gekom het. Ek het 'n week later toe hoor ek het 'n borg gekry vir my rugby. Die president van die rugby league, Tuks, gehoor het ek het alles gelos in Potch om league te kom speel in Pretoria. Toe bied hy ook vir my 'n borgskap so aan vir my eerste jaar. So toe is die bal mooi aan die rol. Ek het lekker kerkvriende gemaak. Ek het vriende by teologie gemaak vir wat ek nou nog het vir die res van my lewe. En ek lekker rugby gespeel. Dit was nog steeds 'n prominente faktor in my lewe vir 'n paar jaar. Maar ek het van daardie dag af geweet dat dis nie rugby nie. Dis nie waar ek moet wees nie. Dat teologie, predikant, dit is my roeping. En ek kan nie daai gemoedsrus vir enigiemand verduidelik nie. Ek kan my hell or high water, maak nie saak wat vir my voor lê nie. Hierdie is waar ek moet wees. Dit is wat ek moet doen. Ek dink dit was die eerste keer vanaf my hoërskooldae wat ek weer werklik iewers tuis gevoel het, dat ek iewers gehoord het. En die res van die pad, teologie is mos maar lank, 6 jaar. Dit was nie net maanskyn en roos nie. Dit was moeilik geweest. Daar was baie uitdagings geweest weer eens, maar meestal finansiëel. Maar baie uitdagings gewees en ook baie, ek wil amper sê, weerstand vanaf die fakulteit of vanaf die kerk se kant, want ek lyk nie soos almal nie, ek klink nie soos almal nie, my sienings is nie soos almal se nie. En daai gemoedsrus wat jou roeping jou gee, is regtig onbeskryflik, want maak nie saak hoeveel weerstand daar was nie, maak nie saak hoeveel moeilikheid ek opgeëindig het nie, maak nie saak hoe moeilik die finansiële druk of wat ook al was nie. Ek het geweet dis waar ek moet wees. Ek het geweet hierdie is wat ek veronderstel is om te doen vir die res van my lewe. En ek het geweet dit gaan uitwerk. Dat die Here is in beheer, maak nie saak wat nie. Alhoewel ek weer as 'n bartender moes begin werk het, ek het darm al daai ondervinding opgetel op skool al. So toe kon ek weer begin bartender en weer eens daai het vir my ander deure oopgemaak. Ek kon ander mense bereik wat ek gewoonlik nie sou as ek net 'n standaard teologie student was nie. En ek sê daar's niks fout met dit nie. Maar ek bedoel net, as my ouers vir my alles kon betaal, dan sou ek waarskynlik nooit daar opgeëindig het en dan sou ek daar nooit daai vriende gemaak het of mense daarso bereik het waar hulle reeds is nie. As ons finansiëel beter af was toe ek klein was, sou ek nie van jongs af moes begin bartend het nie. Dan sou ek nie al hierdie die talente of gawes opgedoen het soos wat ek het as ek nie deur daai situasie moes gegaan het nie. En hier waar ek nou sit vandag, ek dink ja, hoe ver is ons al op hierdie reis? 15, 16 jaar. As ek nou terugkyk, dan voel dit amper vir my soos 'n Josef verhaal. Waar elke keer as ek gaan kyk na daai omstandighede op hulle eie, as ek net fokus op die hier en die nou, dan het dinge maar 'n bietjie bleek gelyk. Dan nou nie regtig soos uitkom kans gelyk nie. Maar die Here het altyd 'n plan gehad. En hier waar ek vandag sit, waar ek video's opneem op skateboard, tot ek wat maklik met enigiemand oor enigietsie kan gesels. Dit alles kom van daardie vormingsjare af. En ek kan nou eintlik sien hoe alles deel was van God se plan, nog die heel pad. En ek sê nie dat ek's nou op 'n plek waar ek ten volle daai roeping verstaan nie, maar as 'n mens nou terugkyk, dan kan jy eintlik sien hoe die Here die hele tyd besig was. En sy roeping op elkeen van ons se lewens lyk anderste. En dit is iets wat ek dink verstaan het of leer verstaan het deur hierdie reis. Want sien, ons almal het dieselfde geloof, ons deel dieselfde, maar ons roepings lyk totaal en al anders. Ek wil amper sê soos die hele Paulus en die Petrus. Hulle twee wat so nou en dan woordewisseling gehad het, maar elkeen van hulle was geroep vir 'n spesifieke doel. En daarom was daar 'n spesifieke reis waardeur hulle moes gegaan het. Die Here het hulle op 'n spesifieke pad gevat, sodat hulle daai doel of daai roeping kan behaal, sodat hulle dit kan uitleef. En dis ietsie wat ek ook geleer het op hierdie reis. Ek onthou by party klasse dan sou van my klasmaats al vir my gesê het, maar jy kan nie in die aande tot so laat werk nie. Jy weet, hierdie is teologie. Jy kan nie, hierdie is belangrik, jy moet dit prioritiseer. Vriende by die rugby nou weer wat gesê het, nee, maar jy kan nie hierdie oefening mis nie, want jy weet hierdie is belangrik en hulle almal was reg geweest, maar nie een van daai persone het regtig my roeping verstaan nie.
van die fakulteit se kante wat hulle ook gesê ek moet meer klasse bywoon. My bywoning is nie goed genoeg nie. Ek moet meer in die boksie pas. Ek moet meer soos in die boksie dink. Dit was nou in die begin van my studies gewees. Almal van hulle het goed bedoel, maar niemand van hulle het werklik my roeping as persoon verstaan nie. Ek sit hier op 'n punt waar ek voel dat ek sou nie 'n goeie predikant gewees het as ek nie ek was nie. En ek sou nie ek gewees het as dit nie was vir die pad wat die Here my opgevat het nie, vir elke omstandigheid. Baie van hulle is dalk 'n bietjie self-inflicted, maar die Here het altyd 'n plan gehad. En ek sou nie die ek wees wat ek vandag is as dit nie vir dit was nie. En ek sou ook nie die beste ek kon wees as dit nie was vir my roeping nie. So dit alles link half met mekaar. En almal van ons het ons eie unieke roeping. En ek voel 'n mens moet half ook net jy moet mooi luister vir die stemme wat daar buite is. Net soos wat Elia homself bevind het op 'n plek waar die Here engel na hom toe moes stuur en vir hom gesê het, "Wat maak jy hier, Elia?" So stuur die Here ook mense op ons paaie om vir ons te kom vra, "Wat maak jy hierso? Jy het 'n bietjie trek verloor van jou roeping. Hierdie is nie waarvoor jy geroep is nie. Hierdie is nie waar jy hoort nie. Dis nie waar jy nou moet wees nie." So stuur die Here sulke mense ook op ons paaie. Waar jy miskien die pad 'n bietjie duister geraak het, waar iemand vir jou gaan sê, "Luister, hierdie is nie waar jy hoort nie. Dis nie waar jy moet wees nie." Maar nie elke stem wat dit vir jou gaan sê, kom ook van die Here af nie. Baie kere is dit mense wat dalk net nie jou spesifieke, unieke roeping verstaan nie. En hulle probeer nog steeds help, hulle probeer jy nog steeds op die pad sit, maar ek dink nie almal verstaan altyd wat se unieke roepings lê op elkeen van ons lewens nie. So, dit is half my verhaal, dis hoe die Here my geroep het. Ek dink tot vandag toe dit as ek daaraan dink, dan raak ek skoon emosioneel. En ja, ek wil sê, moenie jou roeping ligtelik vat. Hy is daar so. En as ek nou terugkyk, kom ek agter die Here het my al van 'n baie jonger ouderdom afgeroep, maar ek dink baie kere kies ons die Jona-pad. Jy weet, jy gaan opeindig waar jy moet opeindig, maar dis jou keuse of wil jy soos visguts ryk as jy daar aankom. Want Jona het die ander rigting gehardloop en die Here het hom in elk geval hiernatoe gebring. So is dit ook met elkeen van ons. So, as ek julle daarmee kan los, luister na jou roeping, bid daaroor, vra daaroor, en dan kyk ook uit vir tekens daarvan, want die oomblik wat jy jou roeping besef, ek kan dit nie beskryf nie, daar is nie 'n beter gemoedsrus of meer vrede wat jy ooit sal ervaar, as om te weet dat ek is nou besig waarmee ek veronderstel is om besig te wees. En ja, ek gaan foute maak, ja, ek gaan dalk so nou en dan dwaal, ja, ek gaan moeg raak, ek gaan mismoedig raak, ek gaan dalk selfs op 'n plek kom waar ek depressief raak, maar ek weet ek is waar ek moet wees, en die Here is in beheer, en dit alles is deel van sy unieke roepingspad met elkeen van ons.